Op hierdie derde Sondag van Advent verwelkom ons dan ook elkeen van ons kykers en luisteraars by die huis, waar hy ook al mag verkeer by vandag se opname. Dit is my gebed dat dit vir elkeen van julle ook net so 'n besonderse geleentheid sal wees, soos wat ek glo, hoop en bid dit vir ons hier in die banke sal wees. Kom ons sit net so, dan sluit ons oë saam in gebed. Met 'n hart vol van liefde. Dit, Here, glo ek met my hele wese, is die rede waarom elkeen van ons vandag hier in die huis bymekaar is. Ons is hier om te kom dankie sê vir die liefde wat U so daagliks konstant aan ons betoon. Die omgee, die warmte, die genade. In reaksie hierop, Here, kom raak ons stil vandag by U voete en laat ons U Gees toe om ons te vervul, om met ons te kom praat, om ons te onderrig, om ons te kom help daar waar ons dalk afgedwaal het, om weer terug te kom op die regte pad. Daar waar ons doof geraak het vir U stem, om dit weer opnuut helder en suiwer te hoor. Daar waar ons hande vuil geraak het en besmet geraak het met verkeerde dinge, word ons die geleentheid gegee om dit weer eens opnuut te kan kom skoon was in die teenwoordigheid. Daarom bid ek, Here, mag vandag se diens waarlik 'n geseënde geleentheid wees. Mag ons die stem hoor, mag dit ons indring en indien nodig verander, genees waar nodig. Ons dra hierdie diens aan U op, Here, en ons bid dat U ons dan ook elkeen sal vervul. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Ter voorbereiding vir vandag se boodskap kom ek op die volgende Engelse gebed af wat iemand eens op 'n tyd gebid het en natuurlik daarna toe nou neergeskryf het. Die persoon het gebid: Dear Lord, so far today, God, I've done all right. I haven't gossiped, haven't lost my temper, haven't been greedy or grumpy or nasty or selfish or overindulgent, coveted my neighbor's spouse or taken your name in vain. I'm very thankful for that. But in a few minutes, God, I'm going to get out of bed, and from then on, everyone that I encounter will probably need a lot of help from you. Amen. En as mens so deur die woorde van hierdie gebed lees, vriende, hoe baie maak dit eintlik nie sin nie. Om ons Christelike lewe uit te leef, sou soveel makliker gewees het, as ons elkeen maar net elke dag eerder in die bed kon bly, nie waar nie. Ons Christelike etiese aspekte sou ons soveel makliker kon gehoorsaam en uitleef, as ons daagliks nie hoef op te gestaan het uit die bed uit nie. Want, as ons nou vandag met onsself en met mekaar regtig volkome eerlik moet wees, dan is dit juis al daardie dinge wat ons doen, nadat ons daagliks opstaan, wat al ons probleme in hierdie lewe veroorsaak, nie waar? Nou vriende, as 'n mens gaan kyk na jou gesindheid, weet ons, 'n gesindheid speel 'n kardinale rol as dit kom by jou lewe. Jou gesindheid het 'n direkte uitwerking op jou gedagtes, jou keuses, jou besluite, jou dade en selfs ook jou geloof. Ons kan so ver gaan om vandag vir mekaar te sê dat hoe beter jou gesindheid is, hoe beter behoort jou omstandighede dan ook te wees. Maar aan die ander kant weer, kan ons ook sê, hoe slegter en hoe meer negatief jou gesindheid is, hoe slegter en hoe meer negatief
gaan jou omstandighede dan ook moontlik wees. En dit, vriende, hierdie woorde, vorm dan die einste punt, die presiese situasie, waarby ons vanoggend gaan stilstaan en op gaan fokus, in ons derde deel, van ons adventreeks, wanneer ons gaan kyk na Haggai hoofstuk 2, verse 10 tot 19, naamlik die volk se gesindheid tydens die herbou van die tempel. Die volk se gesindheid tydens die herbou van die tempel. Nou voordat ons saam lees uit vandag se gedeelte, kom ek verfris net gou vlugtig julle geheue oor dit wat ons reeds tot nou toe vir mekaar gesê het. Op die eerste dag van die 6de maand, plus minus 520 jaar voor Christus, ongeveer 16 jaar nadat die ballinge teruggekom het van ballingskap af terug Juda toe, en hulle begin het om hulle lewe te probeer herbou, het die Here die profeet Haggai na die volk toe gestuur, en vir hulle daarop uitgewys, dat hulle sukkel, die rede hoekom hulle sukkel, die rede hoekom die een oes na die ander flop, die rede waarom daar nog steeds hongersnood is en watertekort is, die rede waarom die een mislukking na die volgende hulle tref, is omdat hulle sonder God teruggekeer het na hulle eie land. Hulle het die Here agtergelaat in die land van ballingskap. Hulle het in totale goddeloosheid verkeer, en die simbool daarvan was duidelik sigbaar. Vir 16 jaar bou hulle in hulle pragtige huise en hulle bou vir hulle kastele, die Engelse woord mansions, maar die tempel van die Here is nog steeds net 'n hoop puin. Niemand het tot dusver 'n vinger gelig om die tempel te herbou nie. En dit sê die Here via die mond van die profeet Haggai is die rede waarom die volk na 16 jaar nog steeds sukkel om weer aan die gang te kom in hulle eie land. Die land wat veronderstel is om bekend te staan as die land van melk en honing. Ons lees in reaksie hierop, het die volk dadelik dit ter harte geneem, wat die profeet Haggai teenoor hulle genoem het. Ons lees hulle dadelik in gehoorsaamheid reageer en hulle begin om die tempel te herbou. Aan die ywer, hulle begin werk, vol ywer, hulle begin werk. 4 weke egter in die bouproses in, lees ons, het dit totaal en al net met eens gestop. En ons lees dat die volk se moed en se spoed was heeltemal gebreek gewees. Want na 4 weke van bou het hulle vir 'n oomblik net teruggestaan en begin kyk na dit wat besig is om voor hulle tot stand te kom, en hulle het in hulle gedagtes dit begin vergelyk met dit wat hulle gehoor het van die eerste tempel. En in hoe dit met soveel pragt en praal versier was. En toe besef hulle, maar hierdie tweede tempel gaan nie naastenby so pragtig en so mooi en versier wees soos die eerste een nie. En dit lees ons het hulle geweldig mismoedig gemaak. So mismoedig dat hulle heeltemal opgehou bou het en gesê het, waarom mors ons verder ons tyd? Hy gaan nie so mooi lyk soos die eerste een nie. Die Here gaan heel moontlik nie met ons tevrede wees hieroor nie. Kom ons stop eerder. Kom ons sit nie al die moeite en al die effort in nie. Toe kom die Here via die profeet Haggai en hy moedig die volk aan en hy sê vir hulle, moenie ophou bou nie. Hou aan bou. Want die Here, sê die profeet, die Here sal die afgrondwerk kom doen. Hy sal aan die einde kom en daardie tempel kom versier, soos nog nooit tevore nie. Hierdie tweede tempel sal nog beter wees as die eerste. Hou moed. Hou aan bou. En as julle aanhou bou, beloof die Here ook dat hy julle as volk voortaan sal seën, omdat julle prioriteite verander het en hom weer eerste stel in julle lewe. Maar nou gebeur daar 'n interessante ding. Dis nou 2 maande later. Nou lees ons, kom hierdie bouproses weer eens tot 'n met een se stilstand. En vanoggend gaan ons kyk na wat was die rede vir hierdie tweede stilstand wat plaasgevind het tydens die herbouproses. En dit lees ons saam vanaf vers 10 in die tweede hoofstuk waar daar staan: op die 24ste van die 9de maand
in die 2de regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here tot die profeet Haggai gekom. So sê die Here die Almagtige, vra tog by die priesters leiding oor hierdie saak. Hier kom die vraag nou. As iemand vleis wat aan die Here gewy is, in die sak van sy klere dra, en hy raak met die sak aan brood of groente of wyn of olie of enige ander soort kos, sal die dinge dan gewy wees? Die priesters antwoord toe, nee. Toe sê Haggai, as iemand wat onrein is, deurdat hy aan 'n lijk geraak het, aan hierdie dinge sou raak, sou hulle dan onrein word? Die priesters het geantwoord, ja, dit sal onrein word. Haggai sê toe, so is hierdie volk, hierdie nasie in my teenwoordigheid, sê die Here, so is alles wat hulle doen. Elke offer wat hulle na my tempel toe bring, is onrein. Wat probeer die profeet Haggai hier vir die volk sê? Die volk bou nou tans al vir 3 maande aan die tempel, maar in hierdie tydperk van 3 maande het daar nog geen verandering of geen verbetering gekom in die volk se omstandighede nie. Na 3 maande van bou lees ons, was hulle oeste nog steeds 'n flop, die een na die ander. Daar was nog steeds hongersnood en daar was nog steeds 'n watertekort. En dit lees ons het die volk na 3 maande weer eens baie ongelukkig gemaak. Want daar was vir hulle beloof dat as hulle aan die tempel begin bou en hulle prioriteite in plek kry en hulle nie moed opgee nie, sal hulle omstandighede verbeter. Nou voel die volk, maar ons doen al hierdie dinge al vir 3 maande lank, maar ons omstandighede verbeter nie. En dit lees ons was die rede wat daartoe gelei het dat die tempel nou weer eens die herbouproses tot 'n totale stilstand kom. En nou as antwoord op die volk se ongelukkigheid lees ons, vra Haggai vir die priesters die volgende 2 vrae. Kom ons kyk weer na daai vraag. Die eerste vraag is, as iemand vleis wat aan die Here gewy is, in die sak van sy klere dra, met ander woorde, hy neem 'n stuk vleis daar van die altaar af en hy druk dit hier in 'n hempsak in of in 'n broeksak in, hy dra dit in sy klere en hy raak met hierdie sak aan brood of groente of wyn of olie of enige ander soort kos, sal daardie dinge dan gewy wees? Wat sê die priesters? Hulle sê nee. As jy met hierdie sak nou gaan raak aan olie of aan groente of aan ander vleis, daai kos, daai voorwerpe gaan nie ook met eens nou heilig wees. Werk nie so nie. Dan vra hy die tweede vraag. Maar as iemand wat onrein is, deurdat hy aan 'n lijk geraak het, met ander woorde, 'n persoon het gegaan en hy het fisies aan 'n dooie liggaam gaan vat. En hy gaan nou en hy vat nou aan groente of aan vleis en word daai voorwerpe dan nou onrein? Toe antwoord die priesters ja. As 'n persoon aan 'n lijk vat en hy word onrein en hy vat daarna 'n ander voorbeeld en dan maak hy alles wat hy aanvat onrein. Dan sê Haggai, maar dis presies die boodskap wat die Here by julle wil tuisbring. Julle doen presies dieselfde. Nou kom ek gebruik 'n meer moderne beeld om dit hopelik vir ons makliker verstaanbaar te maak. Verbeel julle self vir 'n oomblik julle is siek met een of ander siekte soos masels of waterpokkies of erge griep. Wat doen ons? Ons weerhou onsself van mense. Ons bly aspres weg vanaf die skool en ons bly aspres weg vanaf die werk. Hoekom? Want ons wil nie ander mense aansteek nie, nê? Want siektes is aansteeklik en oordraagbaar. Maar nou, hierteenoor, as iemand gesond is, gaan loop hy nie aspres tussen 'n klomp siek mense rond om hulle te probeer gesond maak nie. Hoekom nie? Want gesondheid is nie aansteeklik of oordraagbaar. En is hier vanuit hierdie beeld wat ons dan, die beeld wat Haggai hier gebruik en die boodskap wat daarmee gepaard gaan, moet verstaan. Die feit dat die tempel nou fisies herbou word, gaan nie alleenlik daartoe lei
dat die volk se omstandighede met eens in 'n positiewe gaan verander en gaan verbeter nie. Hoekom nie? Want, vriende, die hande waarmee die tempel tans herbou word, is nog besmet met sonde, sê die Here. Sonde soos selfsugtigheid, slegte houdings, trotsheid, geestelike arrogansie, foutiewe denke. Dit alles is hierdie bouers se hande nog mee bevlek, is hulle lewens nog mee besoedel. En hierdie sondes, lees ons, het onder die volk versprei soos 'n aansteeklike siekte. Daarom kom sê Haggai, vriende, volk, profete, priesters, julle moenie van die Here verwag dat hy julle moet seën nie. Julle moenie van die Here verwag dat hy julle omstandighede moet verander en kom verbeter nie. Julle herbou wel sy tempel, ja. Julle is hard aan die werk, ja. Maar julle doen dit alles nog met besmette hande. Al julle dade wat julle doen, hierdie herbouproses, alles daarvan is op hierdie stadium nog ontrein. Want die pad na heiligheid behels meer as net die herbou van die fisiese tempel. Dit beteken dat ek en jy ook 'n stappie verder moet neem. Ons moet gaan kyk na ons gesindheid. Die rede waarom ons deelneem aan hierdie herbouproses. Dit moet ook in ag geneem word. Daarop moet ook gefokus word. Ons moet saam met die herbouproses ook opnuut die Here weer erken as die enigste en ware God. Julle moet hom vereer, sê die profeet vir die volk. Julle moet hom aanbid deur 'n konsekwente etiese gedrag te toon. Nou Jeremia sluit baie mooi hierby aan, deur te meld dat slegs opregte aksies en opregte houdings tot 'n ware seën vanaf die Here sal lei. Hy sê God begeer aanbidding, nie prestasie. God begeer ons harte, nie net ons hande nie. God begeer gehoorsaamheid, nie net opoffering nie. Haggai kom vra dan vandag vir die volk in hierdie derde deel die volgende. Hy sê vir hulle, evalueer julle harte. Vra vir jouself die vraag af: hoekom neem jy as individu deel aan die herbouproses van die tempel? Doen jy dit bloot omdat ek gesê het jy moet dit doen? Doen jy bloot omdat die mense rondom jou dit begin doen het? Of doen jy dit werklik met 'n hartgrondige geloof, wat ook die tema vorm van vandag se preek? Doen jy dit maar net omdat jy moet, of doen jy dit werklik omdat jy wil? Onthou, as jou gesindheid vir God ongesond is, kan niks wat jy vir die Here doen ooit goed of heilig of gesond wees nie. Dit begin by jou gesindheid. God begeer 'n opregte, goeie, gehoorsame, gesonde, heilige, godsgewillige gesindheid. Dis wat die Here vra. En dis wat die Here dan van die volk ook gevra het destyds. En met dit gaan kyk ons na die laaste verse van vandag se gedeelte, verse 15 tot 19, waar daar staan: let daarom op wat in die verlede en tot nou toe gebeur het. Voordat julle begin het om die tempel van die Here te herbou, het julle op 'n hoop koring gekom en net die helfte van wat julle geskat het daaruit gedors. Julle het na 'n parskryp toe gegaan om 50 vate vol te skep, maar julle het net 20 gekry. Ek het julle oes, die vrug van julle handewerk, swaar getref met brandkoring, heuningdou en haal, en nogtans het niemand hom tot my bekeer nie, sê die Here. Maar nou, let op wat van vandag af en verder sal gebeur. Van die 24ste dag van die 9de maand af, die dag waarop die fondamente van die tempel van die Here gelê is. Let op, is daar nog saad in die skuur? Tot nou toe het julle wingerde, julle vyebome, julle granaatbome en julle olyfbome nie gedra nie, maar van nou af sal ek voorspoed gee. Met ander woorde, wat sê hy hier?
Wat sê die Here hier? Die Here kom vra vandag, nie net vir die volk nie, maar ons kan dit deurtrek na die jaar 2025 toe. Hy kom vra vandag, gemeente, kyk rondom jou. Bethlehem, kyk rondom jou. Vrystaat, kyk rondom jou. Suid-Afrika, kyk rondom jou. Merk jy hoe die Here sy seëninge van ons as mens weerhou? Kom ons agter hoe die Here baie van sy seëninge terughou? As ons dit besef, moet ons eerste reaksie wees om terug te draai na die Here toe. Bou terug en begin weer bou met 'n opregte hart aan die kerk, aan die tempel van die Here. Moet dit egter nie net doen omdat iemand vir jou gesê het jy moet dit doen nie. Neem deel, wees deel, doen dit omdat jy werklik wil. En op daardie noot is dit van kardinale belang dat ons vanoggend 'n paar hermeneutiese vrae vra hier aan die einde van 2025 in die tyd van Advent. Vrae soos: waarom is jy vanoggend hier in die kerk? Wat het gemaak dat jy vanoggend kerk toe gekom het? Is jy hier omdat jy moet? Of is jy hier omdat jy wil? Waarom woon u 'n selgroep of 'n klein groep of 'n omgeegroep of 'n wijkbijeenkomste by? Waarom stuur jy jou kinders sonnaarskool toe? Is dit 'n moet? Of leer jy van kleins af by hulle die beginsel dat sonnaarskool moet iets wees waarin jy wil gaan, nie 'n moet nie? Waarom hou jy stilte tyd by die huis? Moet of wil? Waarom bid ons? Moet of wil? Waarom kom sit ons saam aan die nagmaaltafel? Waarom kom doop ons kinders? Is dit 'n moet of is dit 'n wil? Dis tyd, sê die profeet Haggai, dis tyd dat ons harte evalueer. En Advent skep vir ons hierdie wonderlike tyd wat ons dit kan doen. In hierdie tyd van afwagting het ons die tyd om werklik introspeksie te gaan doen oor ons gesindheid. En onsself af te vra, waarom is ek wie ek is? Waarom doen ek wat ek doen? Waarom aanbid ek soos wat ek aanbid? Haggai sluit hier met 'n baie mooi beeld af. Hy sê vir die volk, julle het sopas weer gesaai. Die skure is leeg, daar's nie meer saad in die skure oor nie, alles is op die lande. Julle het nog nie geoes nie. Julle bevind julleself nou in hierdie tussentydperk, hierdie tyd van afwagting. Julle het gesaai, maar julle het nog nie geoes nie. Dan vra hy vir hulle, wil julle graag 'n goeie, suksesvolle oes hê? Wil julle graag hê al hierdie harde hande arbeid wat julle sopas verrig het, moet op 'n goeie sukses uitloop? Sy evalueer julle harte. Kry julle gesindheid reg? Want as julle gesindheid reg is, gaan die Here hierdie oes waarvoor julle wag, gaan hy vir julle seën. Maar doen dit nou, terwyl julle nog wag vir die oes. En dis 'n pragtige beeld wat ons kan deurtrek, en daarmee maak ek klaar, na die jaar 2025. Christus het met sy eerste koms gekom in die saad van die evangelie gesaai. Maar hy het nog nie kom oes nie. Ons wag vir die Here om terug te kom, om die saad wat hy gesaai het te kom oes. Maar in hierdie tydperk van afwagting, het elkeen van ons die geleentheid om onsself te ondersoek, en self af te vra, hoe lyk my ingesteldheid? Hier's dalk sommige van ons wat eens op 'n tyd na in die Here geleef het, maar wat vir een of ander rede afgedwaal het. Die Here kom gee vir ons die geleentheid om terug te draai na hom toe. Daar's van ons wat dalk nog nooit waarlik opreg ons hart vir die Here gegee het nie, wat werklik dalk nog nooit vir die eerste keer inisiatief geneem het en vir die Here te sê, Here, kom vervul my met die Gees, ek wil u kind wees nie. Ons het nou die tyd. In hierdie tyd van afwagting het ons die geleentheid om dit te kan doen, sodat ons gereed sal wees wanneer die Here kom om die oes te kom haal. Moenie
uitstel nie. Want anders te gaan dit uitloop op nog 'n oes wat flop. Kry jou hart reg, kry jou gesindheid reg met die Here. Ek sluit vanoggend se boodskap af deur te vra dat ons elkeen vir 'n oomblik net so sal sit en na die video op die skerm sal kyk, getiteld Take time, slow down, open up. Almagtige Hemelse Vader, elkeen van ons kom dan vanoggend in hierdie tyd van Advent, in hierdie tyd van afwagting. En ons kom gee ons harte vir U. Ons kom bely opnuut dat U ons hoofprioriteit is. Dat U die enigste ware God is wat ons aanbid. Hierdie aanbidding geskied nie omdat ons geforseerd voel en dit sien as bloot iets wat ons moet doen nie, maar as 'n gesindheid, 'n lewensingesteldheid wat ons wil doen. Ons besef vanuit dankbaarheid hoe groot U is en hoe groot afhanklikheid ons konstant verkeer aangaande U liefde, U genade, U beskerming en U versorging. Ons bid, Here, mag ons aanbidding nooit 'n moet wees nie, maar altyd 'n wil. Mag die uitleef van ons Christendom nooit 'n moet wees nie, maar vanuit dankbaarheid 'n wil. Mag ons wanneer ons woorde oor ons lippe spreek en dade met ons hande verrig, mag dit positief en opbouend wees, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. En ter aansluiting by die tema in die boek Haggai, mag ons aanhou bly bou aan U koninkryk, aan U kerk, in hierdie tyd van afwagting. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Seën ons asseblief, nie net in die res van vandag nie, maar ook in die nuwe week wat kom. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.